plastiek aan onvrugbaarheid in vroue verbind. Verskeie studies toon dat bisphenol A of BFA 'n chemikalie is wat tydens die maak van baie huishoudelike plastiekprodukte gebruik word met onvrugbaarheid by vroue, onvermoë om natuurlik swanger te raak, dis wat dit nou beteken, en aan 'n gesonde baba geboorte te gee of te skenk, verbind kan word. BFA kan ingeneem word of deur die vel geabsorbeer word wanneer plastiekprodukte gebruik word. Dit lyk of BFA met die normale afskeiding van FSH deur die pituitêre klier inmeng en word met abnormale menstruele siklusse en 'n verlaging in die tempo van inplanting verbind. Hierdie studies toon ook 'n verband tussen hoë BFA-vlakke en 'n afname in die ontwikkeling en rypwording van ovariale follikels. Wel, hier sê neem een funksie van FSH. FSH se werk is natuurlik om follikels te stimuleer om te ontwikkel tydens puberteit. Noem een ander hormoon by vroue wat tydens die menstruele siklus is LH. Verduidelik hoe 'n onderafskeiding van die hormoon in vraag 2.118 tot onvrugbaarheid kan lei. Wel, LH is mos verantwoordelik vir ovulasie. So as daar nie geovuleer word, gaan 'n eiersel nie of 'n ovum nie vrygestel word nie. As daar nie ovum is, is daar niks om te bevrug nie. Verduidelik waarom 'n afname in die rypwording van ovariale follikels tot 'n verlaging in die tempo van inplanting lei. Alright. Wel, Grafse follikel wat nie vorm nie, omdat Grafse follikels estrogen afskei, sal estrogenvlakke daal gevolglik, ontwikkel die endometrium nie, verdik en geen inplanting plaasvind nie. So asseblief onthou dit. Die estrogen is natuurlik belangrik vir die ontwikkeling van die endometrium, en as daar nie Grafse follikels is nie, gaan daar nie estrogen wees nie. En dit is bietjie van 'n probleem. En dan natuurlik geen ovum word geproduseer nie, 'n Grafse follikel word nie gevorm nie, ovulasie vind nie plaas nie, geen bevrugting vind plaas nie, en 'n sigoot word nie gevorm nie en geen inplanting kan plaasvind nie. So jy kan enige een van hierdie twee roetes gaan. Die grafieke hieronder toon die bloedhormoonkonsentrasie van twee ovariale hormone en veranderinge wat plaasvind in die uteruswand tydens 'n 28 dae siklus van 'n vrou. So hierso jy dan nou hierso bloed dit hormoon X dit. So hierdie ou stel natuurlik vir jou die uteruswand voor. So dis kom ons net vroeër gesê het, menstruasie vind in die eerste gedeelte plaas, want dis die afbreek van die endometrium wat hier voorgestel word, en dan natuurlik soos jou follikels ontwikkel, skei dit estrogen af, en daai estrogen begin langs die baarmoederwand of endometrium voorberei, en dis waarom endometriumwand hier verdik. So hou dit nogal interessant. Met ander woorde, daai eerste hormoon wat hierso gaan piek, kan ek nou vir jou sê, gaan estrogen wees. Estrogen word vrygestel deur follikels. Soos follikels ontwikkel, stel hulle estrogen vry, en dit gebeur voor dag 14. En dan natuurlik weet ons dat Grafse follikel onder die invloed van LH gaan ovuleer, en daarna gaan die oorblyfsels van die Grafse follikel verander in 'n corpus luteum, en die corpus luteum gaan na dag 14 ontwikkel om dan progesteroon vry te stel. So hormoon Y is definitief progesteroon. Verduidelik die rede vir jou antwoord. Nou, ek het sopas die hele verduideliking vir julle gegee. Noem die biologiese term wat vir die uteruswand gebruik word, dis jou endometrium. Verduidelik of bevrugting tydens die siklus van hierdie vrou plaasgevind het. Bevrugting het nie plaasgevind nie. En onthou, want indien bevrugting plaasgevind het, het hormoon Y se vlakke hoog gebly. En jy kan ook sien hierso by die tweede grafiek, daarso neem die endometriumwand neem af. En dit is 'n aanduiding van progesteroon wat se vlakke verlaag. So die endometriumwand kan nie meer onderhou word nie, en dit begin dan ook afbreek. Alright. Noem en beskryf hoe die twee hormone wat deur die pituitêre klier afgeskei word deur die menstruele siklus beheer word. Alright, weer eens obviously FSH wat verantwoordelik gaan wees vir die produksie van follikels. Follikels skei estrogen af, hoë vlakke van estrogen stimuleer weer die vrystelling van LH, en LH gaan verantwoordelik wees vir ovulasie natuurlik en die vorming van die corpus luteum, en die corpus luteum skei weer progesteroon af wat natuurlik die LH en FSH inhibeer. 2.20. Alright, dis 'n sketsie langsaan natuurlik hier van die vroulike geslagstelsel. As ons nou gaan kyk daar by die eerste enetjie, identifiseer deel B. Nou deel B sal die endometrium wees. Noem die proses wat in deel A plaasvind, Fallopius buis, so dit is bevrugting wat daar sal plaasvind. Ons kan sommer aangaan daar. Skryf die proses genoem in 2.2, met ander woorde bevrugting. Al wat jy hoef te sê is die kern van die spermsel versmelt met die kern van die eiersel of ovum, om dan 'n sigoot te vorm. There you go.
Beskryf die ontwikkeling van die sigoot totdat implanting plaasvind. Ons het reeds hierdie vraag gehad, so onthou maar net om te sê die sigoot ondergaan mitose en vorm dan 'n soliede bal selle bekend as 'n merula en dan daai merula ontwikkel dan verder in 'n hol bal selle of 'n bal selle met 'n holte bekend as 'n blastula of 'n blastocyst. There you go. Verduidelik 2 maniere waarop deel D struktureel geskik is vir sy funksie. Deel D sal die baarmoeder wees, die uterus. Wel, jy kan heel eerstens praat van die spiere natuurlik, van die myometrium wat betrokke gaan wees by die kontraksiesperiode en beskerming natuurlik ook. Dan kan jy ook praat van die endometrium wat natuurlik 'n placenta gaan vorm wat 'n voedingsfunksie gaan hê en ook die verwydering van afvalstowwe gaan hê. En dan natuurlik die feit dat die uterus ook rekbaar is. Laat beweging ook toe natuurlik vir die kleintjie in die binnekant. So ja, is 'n hele paar dinge wat jy kan sê daarso, maar dit is wat hulle gaan aanvaar op die memorandums. Skryf oor die sekresies van die prostaatklier. Beskerming vir die sperm teen die toestande in deel C. Nou ons weet deel C is die vagina. In die vagina is daar suur. So een van die komponente van die sekresies van die prostaatklier is natuurlik 'n alkalisiese buffer wat die sure van die vagina gaan neutraliseer om soveel as moontlik sperms natuurlik te beskerm sodat hulle deurbeweeg deur die cervix area. Daar het jy dit. Die diagram toon spermselle van 2 verskillende mans wat onder 'n mikroskoop waargeneem is. 2.21.1 Gebruik die inligting in die diagram om 2 redes te gee waarom man A meer vrugbaar is. Wel, jy kan 2 opsies gaan. Jy kan praat oor man A se sperm telling of sy spermmonster en jy kan praat oor man B se. Maar man A se kan jy klaar sien, het baie meer sperms en die sperms het normaal ontwikkel. Of jy kan dan soos ek sê man B wat sit met minder sperms en abnormale sperms. 2.21.2 bespreek 2 strukturele aanpassings van die spermselle om die ovum en die fallopius buis van die vrou te bereik. Wel, jy kan heel eerstens praat natuurlik om die spermselle van die ovum te bereik. So, jy kan gesels, en een ding wat ek nie so sien nie, is die feit dat jy praat van die akrosoom wat nie ensieme het nie. So, hulle praat van die klomp mitokondriums wat die energie lewer vir die spermselletjie om te swem, maar ek sien, dit pla my bietjie dat hulle praat van die ovaalvormige kop wat die spermselletjie laat vinniger swem nie. Dit pla my ook dat daar nie ensieme in die akrosoom genoem word wat die buitenste laag van die ovum oplos nie, sodat die kern van die spermsel kan uitkom by die kern van die ovum. Maar dit is wat op die memorandums is van die departement, so nou ja. 2.21.3 Die pa bepaal die geslag van die baba, verduidelik waarom hierdie stelling as waar beskou word. Wel is weer die ma sit met 'n dubbel X-kromosoom, so tydens haar oogenese gaan sy slegs eierselle of ovums produseer met die X-kromosoom. Die man se chromosoompaar is XY. Met ander woorde, sy spermselle kan X of Y chromosome bevat en indien 'n spermsel met 'n X die vroulike ovum bereik, dan kry ons 'n dubbel X bevrugting wat 'n dogtertjie is en indien 'n spermsel met 'n Y natuurlik die ovum bevrug, dan kry ons 'n XY situasie wat 'n seun is. So ja, daar's dit. Volgende een tabuleer 2 verskille tussen spermatogenese en oogenese. Onthou, dit sal altyd 'n ongelyke getal tel want jy sal 1 punt kry vir die tabel self. Maar jy kan sommer begin deur te sê spermatogenese vind in die testis plaas, oogenese vind in die ovariums plaas. Spermatogenese word geïnisieer deur testosteroon, oogenese word geïnisieer deur FSH. Nou wat ek net wil sê van tabelle. As hulle vir jou vra, as dit so punt vra vir 2 verskille, help dit nie jy skryf 3 verskille of 4 verskille of 5 verskille nie. Hulle merk in elk geval slegs die eerste 2. So skryf die 2 wat jy definitief weet of wat jy voel jy die beste kans mee om punte te kry. En moenie eens verder gaan en tyd mors nie, want jy gaan redelik beperk wees met die tyd wat tot julle beskikking is in die vraestelle. So ja, en dan natuurlik spermatogenese weet ons vind voortdurend plaas 24/7 dwars deur, terwyl by die dame word dit actually geonderbreek. So ja, vind dis net 1 keer plaas in 'n siklus. En dan die ander ding wat hierso kan bykom, behalwe nou dat 4 spermselle geproduseer word, 1 oom met 3 haploïde polygame wat geproduseer word. 'n Ander ding wat ek ook aan gedink het wat hulle ook moet aanvaar is die feit dat wanneer spermatogenese begin, voltooi dit. Terwyl oogenese, 'n gedeelte van oogenese vind plaas in die fetus. En dan gaan oogenese verder wanneer puberteit bereik is en dan weer verder
indien bevrugting plaasvind. So ja, so dit is maar net interessant om dit net op te noem. Dan die diagram toon sommige van die stadiums, is nou die diagrammetjie wat ek hier regs ingedruk het. So met ander woorde, jy het 'n ovum, jy het 'n spermsel wat die ovum gaan bevrug, jy dan is 'n goot wat vorm, jy het 'n merula wat vorm en dan is 'n fetus by nommer 5. Nou identifiseer voortplantingsstruktuur by 3. Nou 3 het ons klaar vir jou gesê is die goot. 4 het ons gesê is 'n merula of 'n blastula sal hulle ook aanvaar. Maar ek sal eerder merula skryf. Ek weet nie hoekom hulle blastula sommer hier staan aanvaar nie, want baie van hulle antwoorde sluit hulle blastula saam met 'n opsionele antwoord vir 'n blastocyst. En ons weet 'n blastocyst het 'n holte. Hierdie een het nou nie 'n holte nie, hy is solied. So ek sal eerder hou by merula as ek julle was. Noem die proses wat by stadium 2 plaasvind, dis bevrugting, waarin die liggaam vind bevrugting plaas, is in die fallopiusbuis. Jy kan sê ovidukte is ook aanvaar. Beskryf die proses wat verantwoordelik is vir die vorming van die voortplantingssel wat in stadium 1 getoon is. Met ander woorde oogenese. Nou onthou in die verlede was hulle bietjie meer gedetailleerd. Waar hulle gepraat het van die oogonium wat gestimuleer word en dan verander dit in 'n oosit en 'n primêre oosit raak 'n sekondêr. Jy hoef nie meer daai goeters te noem nie. Soos baie basies nou. So identifiseer nommer 1 die proses. Daar gaan definitief 'n punt wees. Dit moet eintlik 'n verpligte punt wees. En dan weet ons die diploïde selle, so jy hoef nie met te sê oogonium, jy praat net van diploïde selle. In die ovarium ondergaan mitose om talle follikels te vorm. So jy hoef eers mee te praat van die primêre oosiete wat in die follikels is nie. Met die aanvang van puberteit en onder die invloed van FSH vergroot een sel binne 'n follikel en ondergaan meiose. So daar hoef jy nie eens mee te praat van sekondêre follikels en Grafse follikels, niks sulke goeders nie. Dit sê jy hou dit so eenvoudig soos wat hulle dit hierso vir jou stel. Hulle maak die lewe vir julle bietjie makliker aan wat dit aanbetref. Beskryf 2 maniere waarop die fetus beskerm word. Wel as weet die fetus word nommer 1 beskerm deur die amniotiese vloeistof wat hom omring. So daar begin ons sommer met 1 wat nie net teen uitdroging beskerm nie, maar natuurlik meganiese beserings en dit help ook natuurlik om die temperature konstant te hou. En dan 'n ander gedeelte is natuurlik die fetus. Die fetus wat dien as 'n mikrofilter en ook rol speel in immuniteit ook om die fetus te beskerm. Ook so asseblief hou dit ook in gedagte. Dan die onderstaande grafiek toon die veranderinge in die vlakke van hormone tydens die menstruele siklus van 'n vrou. Nou ja, jy klaar nou al sien hierdie geasseerde gedeelte is natuurlik waar menstruasie gaan plaasvind. En ons weet op dag 14 vind ovulasie plaas, so ek kan sommer sê klaar, hormoon B gaan LH wees. Hierdie hormoon wat hier sit en loop daar, daai vlakke, dit sal estrogen wees. Ons weet progesteroon word deur die corpus luteum gevorm, so dit sal hierdie streepie wees wat hier sit en afloop. En die ouetjie wat daar sou loop, verhoog dit nee, hulle gaan nie dit vra nie. Identifiseer gebeurtenisse in die menstruele siklus gemerk A, wel jy kan maar sê daar, dis die uitwerp van die endometrium tydens menstruasie. En dan B is ovulasie. There you go. As ons kyk na noem hormoon X en noem hormoon Z, ons gaan gou vinnig terug daarso. X het ons gesê dit sal FSH wees. Ag ja. Net gesien waar is X? X is daai ouetjie wat daar so loop ja. Ja, dit sal FSH wees en Z sal wees daar het ons gesê progesteroon. Alright, so FSH en progesteroon 100%. Noem die funksie van hormoon X, follikelstimulerende hormoon. Wel, dit is verantwoordelik vir die ontwikkeling van die follikels, vanaf primêre follikels tot by Grafse follikels, wat dan natuurlik die primêre oosit en die sekondêre oosit huisves. Maar ja, dit sal te doen hê met follikulêre ontwikkeling. 23.4 verduidelik die effek van die afname van die vlak van hormoon Z tot die vlak wat in die grafiek hierbo getoon word. Hormoon Z is progesteroon. So ons kyk maar net geraas of weer net gaan na die vorige een toe, daar as jy sien Z. So hulle praat daarso van daai afname wat hierso plaasvind, wat jy hierso het aan die einde, hierso van dag 6:27 se kant af, daai afname. So as weer daai afname gaan wees as gevolg van die voering wat nie meer in stand gehou word nie, want dit is progesteroon se funksie. So as jou progesteroon vlakke daal, dan sal jou voering nie meer geonderhou kan word nie. En dan gaan die voering afbreek en uitgewerp word tydens menstruasie en voorkoming van moontlike implanting van die bevrugte eiersel en swangerskap
en dan word nuwe follikel word dan gevorm omdat progesteroon FSH onderdruk. En as progesteroon vlakke daal, gaan FSH nie meer onderdruk word nie. En dis wat hulle bedoel by nuwe follikel word gevorm. Diagram langsaan verteenwoordig die manlike voortplantingsstelsel. Identifiseer struktuur A, dis die seminale vesikel wat jy daarso het. Noem een funksie van deel D tydens voortplanting. Wel, dis die uretra, so dit tydens voortplanting, nee, so vergeet van die urine. So jy kan sê dit vervoer semen na buite. Dis wat dit doen, daar is dit vervoer semen na die liggaam uit. Noem 2 redes waarom struktuur B nie as 'n endokrine klier beskou kan word nie. Wel, struktuur B is jou prostaatklier, maar dis nie endokrine nie, want endokrine kliere skei hormone af. Alright, en daar's nie hormone in die afskeidings van daai spesifieke ou nie, daai het jy dit. Noem die tipe gametogenese wat in deel C plaasvind, dis spermatogenese. En dan verduidelik hoe die sekresies van struktuur A en B die kanse van bevrugting verbeter. Wel, soos ek sê, daarso praat jy van die chemiese stof wat motiliteit verhoog, met ander woorde die spermsel kan vinniger swem of vir langer swem ook. Die feit dat daarso alkaliet teenwoordig is wat die sure van die vagina neutraliseer. En dan die laaste enetjie is die mucus, die slijm, wat natuurlik die beweging, die vloeistofmedium dien vir die spermselle se beweging. Ok, nou net soos by oogenese is spermatogenese ook 'n redelike eenvoudige proses. So jy gaan ook praat van die diploïde sel wat mitose ondergaan, onder watter invloed dit is testosteroon daar, waar dit plaasvind. Dis verskriklik eenvoudig. So jy hoef dit nie meer gekompliseerd indien julle onderwysers dit vir julle baie gedetailleerd gee, julle hoef dit nie meer so te ken nie. Dit is wat van julle vereis word hoor. So gaan leer maar net hierdie spermatogenese en oogenese uit julle koppe uit hoor. Asseblief, dis bitter eenvoudig gemaak vir julle.